Wou jy nog altyd 'n tuindwergie gekoop het by 'n kunstefees in Clarence? Of helder oordag onder 'n kombers moes sit in Golden Gate? Het jy al probeer burgers maak in 65 km/h winde by die Katse-dam? That cattle knew what you were making. I know. Lucky they don't cut one of their legs off and put them on the gas fryer. Make some steaks. Deur die poorte van die hemel gery by die Malia Lea Lodge in Lesotho. Was jou Hilux al tot boor sy snorkel in die modder op Joubert-Pas? Het jy al in die voetspore van jou voorvaders geloop op Landiens Pas? We follow in the steps of our ancestors. That cannot be stolen. Ja, Moes jy al ooit met 'n rooftop tent en 'n nee. 4x4 in 'n skuur geslaap het? Ja, dis wat gebeur as mens jou rowwe bliksem t-shirt by die huis vergeet en dan bang word vir 3 druppeltjies water. Ons drink koffie op die huis, saam met die spooke van Wel-eer in die Rhodes Hotel. Gelukkig het ek intussen my rowwe bliksem t-shirt gekry en besluit ons om die Tiffendale Traverse in die donker, in die reën te ry. Gelukkig is ons daarom nie oor 'n kloof, want hulle sal ons nooit gekry het. En dan sluit ons af met ietsie wat julle almal al gedoen het. By die Gariep Forever Resort met jou karavaan gestaan het, met die Amerikaanse vlag in die agtergrond. Go figure. Hardloop rond soos bloupas brommers langs die dam, op en af. Pas op dat 'n karp julle nie vang nie. Haar is nog eens gekom. Ja. Gaan kry gou vir jou rooi koeldrank en spinmielies, want ons besoek Lesotho, die Oos-Kaap, en ry oor 6 van die hoogste bergpasse in Suidelike Afrika. Want ons is nie net Lesotho legendes nie, ons is ook travel bevolk. Mense soos ons wat van Krugersdorp afkom, kry maar min die geleentheid om 'n bietjie kultuur in ons lywe te kry. Dus toe die mense van Clarence hoor ons kom oor vir die naweek, het hulle vir ons 'n kunstefees gereël. Ons het egter haar idee om vir ons 'n tuindwergie te koop vinnig laat vaar toe sy die pryse sien. Daar was daarom ook 'n paar onbetaalbare prentjies gewees. Ek en Mons vat toe maar die pad na die Golden Gate Hoogland Nasionale Park en het ons maar net weer eens verwonder aan die pragtige natuurskoon. Ons kamp by die Glenrenan Ruskamp, waar ons vriende Gia, Alex, Piet en Jolly en ons swaar Steve ontmoet. Mense sê die Ruskamp is nogal raserig so reg langs die hoofpad. Dit het ons egter nie geplan nie. Al wat mens moet doen is maar net om jou musiek kliphard deur die nag te speel. Ons het ook op 'n game drive gegaan en 'n perd gesien. Volgende het ons die Van Reenen familie se familiebegrafplaas besoek. Ons het 'n foto van die tuinengeltjie geneem terwyl ek die kondor laat pause het. Die natuurskoon van die Oos-Vrystaat bly natuurlik steeds ongeëwenaar en ons kon ons oë nie glo met wat ons alles gesien het nie. Die volgende oggend was vroeg uit die vere, want vandag moet ons die metropolis van Fourierburg besoek om petrol in te gooi en buns te kry vir die famous hamburgers van vanaand. Ons moet ook deur Caledonspoort, Lesotho binne gaan en vanaand slaap
by die Katse-dam. Gereed vir Caledons Poort, die metropolis van Foriesburg. Teen spitstyd, dis nou spitstyd in Foriesburg. Jy weet jy's in Lesotho wanneer die pragtige Angora bokkies jou verwelkom met hulle klokkies in die berge. En soos enige goeie besoeker aan Lesotho is die eerste ding wat ons doen om Maluti bier te koop. En ons moes net eers ons local Maluti bier gekoop het. Maluti beer, né? The best beer in town. Best beer in the world. Ja, we all agree. Nou lê die eerste en grootste bergpas van die hele vakansie voor, die Mafika Lesio bergpas. Teen 3100 meter sukkel die Condor maar in die dun lug. Ons maak dit egter uiteindelik tot bo en word beloon met een van die mooiste uitsigte in die hele suidelike Afrika. Soos die kraaivlieg is die Katse-dam meer as 30 km lank, maar padlands is dit 50 km en meer. Mens voel asof jy terug is by die kristalhelder blou waters van Lake Garda in Europa in die noorde van Italië. Die Katse-dam is deel van die eerste fase van die Lesotho Hoogland waterskema wat reeds in die 80er jare beplan is en vroeg in die 2000s die eerste fase voltooi is. Ons ry oor die damwal wat 710 meter lank is, al voel dit nie so nie, en 183 meter diep is. Dit was 'n lang dag en ons kom te laat by die besoekersentrum aan om nog betyds te wees vir 'n begeleide toer deur die damwal self. Maar ons gee nie te veel om nie, want die vriendelike mense van G4S Security bied vir ons aan om op 'n hoogtetjie reg oor kan die damwal verniet vir die aand te slaap onder die wakende oog van die sekuriteitsbeamptes. Maar wees gewaarsku, vriende, hulle is besig om hier 'n formele kampterrein te bou. So een van die dae is die chokkertjies met hulle plastiek motorfietsse onder jou kar in, terwyl jy nog 5 uur in die oggend probeer om die sonsopkoms te geniet. Katse-dam wild camping. It's the last time those two gentlemen were seen. En soos die voortrekkers van oud het ons nou maar vir ons laar geslaan teen die 65 km wind. Die vrouens begin al beskuit bak en biltong maak, so ons sal nou sien wat ons kry vir aandete. Steve, what's for supper? Burgers, there you go. Woohoo! Katse burgers. En soos enige goeie voortrekkervrou begin Gia solank die vuur maak terwyl die mans sit en bier drink. Maar dit klink eerder vir my of Mons die een is wat te veel bier gedrink het. Sy stem het weggebooi. En terwyl ons almal met honger mae uitsien na ons Katse burgers, kuier ons lank om die vuur en verlustig ons in die local wildlife.
Dis 'n pragtige sonsopkoms langs die Katse Dam. Ons ry vandag oor Tabatseka na die Malia Lea Lodge. Die pad is terrible, maar mons dink dis verskriklik snaaks. Ons was ons die keer. Ons is alweer by Mohali Dam. Alweer. Kyk hoe mooi. Die Mohali Dam is deel van fase 2 van die Hooglandwaterskema. Gebou in die Caledon rivier is dit 'n verdere reservoir vir die Katse Dam. Ons ry verder oor die hooglande van Lesotho en geniet die allermintigste uitsigte. Dit is sekerlik die mooiste deel van Lesotho en soos julle kan sien is ons bokant die boomlyn. Hier is net gras, klippe, koue en sneeu. En dan sien ons nog 'n perd. Die skadu's is al baie lank wanneer ons laatmiddag by die Gates of Paradise aankom. Die laaste 7 kilometer tot by die Malia Lea Lodge lê nou voor en dit sou ons meer as 'n uur neem in low range. Ons word laatmiddag hartlik gegroet deur die mense van die Malia Lea Lodge. Die Malia Lea Lodge het 'n ou koloniale geskiedenis en is in 1905 gestig as 'n handelspos deur Mervyn Boswell Smith, 'n man van Oxford wat meer as 40 jaar daar gebly het en wat ook die woorde aan die bokant van die pas geskryf het. Die lodge is baie gerig op eko-vriendelike toerisme. Hier kry jy slegs sonkrag en natuurlike water uit die omgewing uit. Die lodge het ook 'n geweldige groot versameling baseballkepse, baie groter as die versameling wat Donald Trump gesteel het in Iran. En soos gewoonlik, soos wat maar die geval is by meeste van die pragtige weggesteekte juwele in ons land, is dit behalwe vir ons net 'n paar Franse toeriste wat daar is. Dit is daarom so jammer dat ons land en al sy natuurlike skoonheid nie meer geniet word deur ons mense van Suidelike Afrika nie. Ons word begroet deur helder sonskyn en helder rivierwater sover as wat ons ry. Ons ry vandag suid en ons gaan die grens by Kelly Bridge oorsteek voordat ons die wonderlike Landines Pas, Landines Nek gaan ry op pad na vanaand se destinasie in die Oos-Vrystaat. Ons ry ook oor die Oranje rivier wat hier maar nog 'n baba riviertjie is en actually nie die grens van Suid-Afrika is op hierdie punt nie. Maar voor jy kan sê Franse toerus, is dit tyd vir ons om oor te steek in Suid-Afrika in 'n rekordtyd van onder 15 minute by beide grensposte aan die Suid-Afrika en die Lesotho kant. En daar is ons terug in die Ooskaap. Mr. D, what's on the menu? Stop having salami, Salami? gypsy ham, Gypsy ham? guacamole, Guacamole? nuka, Mukau? and rolls. At 45 km from Landines Nek. Yeah. And Gia is having lunch with the Davisons. It's my lunch day off. And Mr. Clark?
Hallo meneer. What are you having for lunch? I've got some burger patties Yeah? left over and I'll be having that with a roll or two. There you go. And Always good. And Powerade. Powerade. Yeah. There you go. Where's the rum today? Yeah. No, rum's not advisable on these dirt roads. We could have a catastrophe. Okay, that's good. Die Lesotho legendes is in die Oos-Kaap om 5 van die 10 Ben 10 legendariese passe in Suid-Afrika te ry. Dis van die hoogste en mees uitdagende passe. En die eerste een wat vir ons voorlê vandag is Landine's Neck. Dis herfs in die Oos-Kaap en moeder natuur is glad nie skaam om haar natuurpragt met ons te deel. Nog 'n juweel op ons pad is Bidstone, die plek van die eindelose pizza, waar Ellen en Jules sal seker maak dat jy eet en drink tot jy lê. En dan sal jy lê en eet en drink. By die full moon in die agtergrond. It's a full moon when I say That is a it's a full full moon. moon. Ever I've seen a full moon, that is That one. is a full moon. Hier hè. Hier hè. Ja, hoe doen we dit? Nee, we all opskryf, né? Ja. Nee? And then how many you've taken? 2 Bidstone ales. So Bidstone ale. En na effens meer as 2 Bidstone ales word ons oortuig om die Kondor in die skuur in te trek, aangesien daar 'n vloed van bibliese proporsies op pad is. Shit. Die span handel egter die taak af sonder om 'n enkele druppel Bidstone ale te mors. Die volgende oggend is daar slegs 'n paar verdwaalde wolkies in die lug en die sielkundige skade van 'n skuurslaap was heeltemal onnodig. Ons is alweer op pad en sê totsiens aan die mense van Bidstone. Die oorspronklike plan was om vandag die Tiffendale Ski Resort te besoek en daarna die Tiffendale Tenai Traverse te doen. Maar daar's party in ons groep wat steeds dink die vloed van Bybelse bibliese proporsies is op pad. Dus besluit ons om maar liewer die korter pad na Rhodes te vat. Die res van die storie volg binnekort.
Ons maak dit sonder paddapote tot by die Rhodes Hotel, waar daar die vorige aand 'n brassery van Romeinse proporsie was. En dus word ons verniet koffie aangebied en kyk ons na die pragtige ou hotel. Bietjie creepy. Dit's baie goed. Grammofoon. Maar koffie en spooke by die Rhodes Hotel werk heeltemal anders as bier by Bidstone. Dit laat 'n mens glo dat jy heeltemal ongenaakbaar deur wilde reën kan ry, selfs al is dit van bibliaanse proporsies. Ons besluit dus ons gaan oor Nodeesnek die Tennehead Traverse aanvat, ongeag, soos die Engelsman sou sê, come hell or high waters. Ons kom by die Tennehead Lodge aan en sit soos verkleimde hoenders voor die vuur. As dit nie was dat dit 'n mens 6 maande se salaris gekos het om hier te slaap en nog 3 maande se salaris vir 'n toebroodjie nie, sou ons dalk net hier gebly het, want ons glo glad nie dat die verskriklike reën wat nou buite sous gaan aanhou nie. Maar as ons nou eenmal iets in ons koppe het, gaan jy dit nie uitkry nie. Ry wil ons ry. My ma sou gesê het, as jy nie wil hoor nie, my kind, dan moet jy maar voel. Daar gaan ons. Die 18 km van die traverse neem ons uiteindelik 6 ure, waarvan die laaste 2 ure in totale donkerte was. En elke keer as jy moet stop om uit te klim omdat moeder natuur jou roep, dan slaat die koue jou teen die kop, harder as 'n vrou met 'n gietysterpan. Iewers in die nag, in die donker en in die reën is ons ook oor die Carlislehoek pas en daai pad was gladder as jou nasale gange tydens COVID. Gelukkig het ons dit gemaak daarom tot by die Alpine Swift Lodge, waar Hilton vir ons 'n slaapplekkie vir ons sawe lywe gegee het. En die volgende dag is dit aan na die Carnmelk River Resort. Hierdie juweel van 'n kampterrein is naby die dorpie Ladygray. Ladygray is natuurlik daarvoor bekend dat dit die enigste dorp is wat beide petrol en diesel het as jy van Katsay afry oor die Ben 10
tot in Ladygray. So maak maar hier vol, indien jy nie seker is nie. Na al die minerales en die nou ontkomings van die vorige dag, sit ons bietjie in die sonlig en hou 'n bier en koekies partytjie. Ons gebruik ook die sagte lig van Golden Hour om foto's vir die Vogue magazine te neem. Terwyl ons OBS drink, maak Gia so lank die vuur, want vanaand sit ons om 'n kaggelvuur en eet spaghetti bolognese wat Piet en Jolly vir ons gemaak het. Dis amper huis toe gaan tyd en ons laaste Ben 10 pas lê voor. Die Joubertspas wat ons sal vat na die dorpie Ladygray. Behalwe vir al die skape, die waterkruisings en die feit dat een Hilux tot bo oor sy snorkel in die modder begrawe was, is die Joubertpas nie juis enige uitdaging nie. So ons geniet die dag, dis ons voorlaaste dag op pad terug. Hallo. Nou, dis 'n proper radiostasie. En met eens is ons bo. Ons kyk uit oor die vallei met Ladygray in die verte en is tyd om familiefoto's te neem. Ons ry die skilderagtige, maar verwaarloosde dorpie Ladygray binne, net betyds om ons tanks vol petrol, diesel en ons bande vol te maak met lug en dan ons magies vol te maak vir ons laaste trippie. Ons slaap vanaand by die Gariep Forever Resort vir oulaas. Daar's 'n paar dinge wat ons op hierdie toer geleer het. Eerstens, luister na die weervoorspelling. Tweedens, Gia kan vuur maak. En derdens, koester jou geliefdes en jou vriende. Dis die grootste besittings wat jy ooit op hierdie aarde kan hê.